just give thanks for your grace and mercy. Thank you for your blessings, Lord. Thank you for every single blessing in our lives, Lord. As we come before you, Lord, we just ask now that you would help us, Lord, that we may count our blessings one by one, Lord, each and every blessing, Lord. Lord, we give thanks for the offerings, Lord, in tithes and in blessings, and for everybody, Lord, that has sowed into your kingdom, Lord. And we just pray now, Lord, that those resources, Lord, will be brought to grow your kingdom, Lord, to bring honor and glory to you, Lord. And we thank you, Lord, for every single blessing, Lord. Thank you, Lord, that you bless us in abundance, Lord, so that we can bless others. And we just give you all praise, all glory, and all honor. Thank you for every partner. Thank you for every community member, Lord, for every member in this church and congregation, Lord. We give you all praise, all glory, and all honor. And as we take the community, Lord, as Samuel always often reminds us, die liefdemaal. And Lord, we just thank you for this love meal, Lord, as we look to the cross and we see the cross, Lord, and we know that that is the finished works, Lord. But you told us, Lord, on that same evening that you were about to be betrayed, Lord, when the disciples were all sitting, Lord, and you took the bread, Lord, and you broke it up and you said, take this bread and eat it in remembrance of my body. Lord, and this morning as we take this bread, Lord, we just give thanks for your body, Lord, your body that was battered and bruised and scourged, Lord, and that by your stripes, Lord, we were healed, we are healed, Lord. We thank you for your precious body, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Lord, and then you held up the cup and you said, this wine is my blood, Lord. Lord, your blood that became the sign of the new covenant, Lord. And Lord, we thank you for your blood that washed us whiter than snow, Lord. Your blood that reconciled us back to Father God, Lord. Your blood that runs through our veins, Lord. Your blood that protects us from the enemy, Lord. Thank you, Lord, that we can plead your blood, Lord, of ourselves, of our families, our loved ones, our possessions, Lord, over all of your children, Lord, over South Africa, but more so, Lord, over Israel and every Jew. We give you all the praise, all the glory, all the honor. Thank you for your blood, Lord Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Ek weet nie of julle sien nie, ek sien hulle. Ek sien hulle. Dis groot ouens. Almal blou rugby trui aan. Prys die Here. Die Here is so goed vir ons. Here, dankie dat ons kan sing en kan sê, Here, alle eer kom U toe. Alles gaan oor U. Ons lewens gaan oor U. Ons prys U daarvoor. Dankie Jesus. Dankie Here dat ons U kan loof en eer en weet elke ding in ons lewens is ons van U afhanklik. Prys U daarvoor. Prys U daarvoor, Vader. Loof en eer U naam. Dankie Jesus. Dankie Heilige Gees, dat ons ook afhanklik van U is. Dat U woord werklik waar vir ons in ons harte lewe kom gee. Ons kom vat dit. U woord is waar. U woord is 100% die waarheid. Dit is U woord. Maar ons bid, Here, dat ons van ons kant af U woord sal hoor, sal glo, sal verstaan, dat ons U woord sal oorvertel. En ons bid dit in Jesus se naam. Dankie Vader. Amen. Prys die Here. Prys die Here. 'n Broeder met die naam van C.S. Lewis. Ek weet nou die dag toe ek sien, toe dog ek nogal, ek weet hy kom van toenertyd. Hy het stories soos Narnia geskryf en sulke goed. Hy was eintlik 'n literêre ou, literature gedoen by Cambridge en so aan. En 'n professor gewees. Maar hy het later in sy lewe sy hart vir die Here gegee. Was eers totaal en al nie gelowig nie. Het nie lekker geglo nie, jy weet. En toe kyk ek nou maar net, wanneer het die man geleef? Jy weet, ek weet dit moes nou daar, maar jy weet, ek hou daarvan om 'n beeld te hê van waar was jy, waar kom jy vandaan? Ek sou nou nie die vrouens vra wanneer het hulle, hoe oud is hulle nou nie, maar ek bedoel nou maar net, jy weet. Dit is nie so belangrik vir my nie. Maar hy is interessant genoeg, presies 'n maand nadat ek gebore is hy oorlede. So hy het so bietjie voor my geleef, né? 63. Is
Ag, is nou die dag, nee, is nou die dag. Maar in elk geval. Maar C.S. Lewis het onder andere geskryf. Hy sê God kan nie vir ons geluk en vrede gee sonder om homself te gee nie. Daar is nie so iets nie, daar bestaan nie so iets nie. Met ander woorde, sonder God is daar niks soos ware geluk en ware vrede nie. As jy nie die Here ken nie, dan is jou vreugdes en jou opgewondenheid oor wat ook al jou opgewonde maak, en dit is baie interessant in die wêreld wat maak mense opgewonde, maar al is dit baie keer goeie goed, jy weet? Maak nie saak wat dit is nie. Dit is kortstondig. Dit is iets wat jou nou jou aandag trek en jou besig hou totdat jy môre 'n nuwe hobby het of 'n nuwe iets het wat vir jou opgewonde maak. Daarom ware vreugde, om konstant om in vreugde te lewe, om in vreugde te lewe en geluk te beleef, ten spyte nie net wanneer dinge gelukkig gaan nie, of wanneer dinge vredevol is nie, maar om in die midde van oorlog en in die midde van 'n vreedsame tydperk, wat so mense nou sê, polities en op alle vlakke van die lewe, dieselfde te kan wees, met geluk en vrede in jou hart, het jy die koning in jou hart nodig. Dit is die enigste manier, daar's geen ander oplossing nie. Julle sien, geluk en vrede is onafskeidbaar van 'n verhouding met God. Om vervulling en betekenis te soek in jou lewe sonder om God te soek en Jesus jou Here te maak, is 'n totaal onmoontlike situasie. Want julle sien, God het ons as mense lief. Maar as jy dit nie snap nie, as jy dit nie besef nie, as jy dit al soos miskien as jy hier sit, het jy dit al 1 miljoen keer gehoor, sal jy vir my sê, maar het dit nie regtig 'n werklikheid in jou hart geword nie, dan gaan jy nog steeds rondgegooi word deur alles rondom jou wat rondom jou gebeur. Dan gaan jy ongelukkig wees, al ken jy al die nuus, jy weet presies wat gebeur, al die belaglikhede in die wêreld, en in ons parlement en waar ook al, of al sit jy alleen, op die mooiste plaas, in die mooiste omstandighede, mense wat jou bedien, verstaan jy, so, ek sê nou plaas en bedien, so dat jy nou nie dink, ek gaan nou hard werk op die plaas, dit klink, nee, al is jy in die beste situasie, wat jou wense maar kan vervul, gaan jy nog steeds ongelukkig wees, jy gaan nog steeds moedeloos wees, want hoekom? Daar is 'n soeke in jou siel, in jou gees, hier binne in jou, liggaam, siel en gees is waaruit jy bestaan, en elkeen van daai 3 dele van wie jy in werklikheid is, het 'n soeke na God, het hom nodig. Hoor julle, hy het nie net ons liggame geskep nie, maar hy het 'n siel in ons geplaas en hy het vir ons 'n gees gegee. En daarom as jy kies vir die Here en jy lewe voluit vir hom en jy snap dit, die werklikheid en die absolute grootheid daarvan, dan kan jy regtig gelukkig wees en jy kan vrede vind, maak nie saak wat is die situasie nie. En dit is wat ek regtig glo, wat die Here vir elkeen van ons graag wil. Hy wil dit vir ons. Want julle sien, God het ons nie lief omdat ons goed is of goed doen nie. As dit so was, dan het ek slegte nuus, dan sou die meeste van ons, ek vir jou gesê het, jong, ek is baie jammer, maar ek dink nie jy is 'n maatjie van Jesus nie. Ek is jammer. Want ek voel ook of ek nie sy maatjie is nie. Hoor julle, hy het ons nie lief, en hy gee om vir ons, omdat ons goed is en goed doen nie. Nee, hy maak ons deel van hom, omdat hy goed is en hy vir ons lief is. Ten spyte van ons. Ten spyte van ons. En die wonderlike bo dit is dat ons, ek net voel, ek wil dit weer vanoggend sê, en dit is dat God se karakter verander nie. As dit met ander woorde 'n werklikheid is, wat jy vir my sê, ja, maar jy het dit in die Bybel gekry, en hierdie woord wat jy hier het gekry het, is wel die jongste daarvan is 2000 jaar terug. Hoor jy? Die jongste, ek wil 'n aanhaling byvoorbeeld maak uit 800 voor Christus, so 2800 jaar terug. Die jongste, nee, dit is toe, was dit dalk waar? Nee, dit is vandag waar. Maar dit is vandag waar in die werklikheid.
Dit is vandag, ek wil hê jy moet hoor, as iets is wat jy snap vanoggend. Dit wat ons in die woord lees, is vandag 'n realiteit vir ons. Ons vat dit net nie altyd nie. Ons vat dit net nie. Jy's soos 'n ou wat met die beste voertuig ry wat daar kan wees. Ek gaan nou nie sê watter voertuig is dit nie, maar in elk geval, want daar's 'n bietjie verskil hier tussen my en Jaco oor watter een is dit. Maar in elk geval, maar ou met die beste voertuig, maar nou wat jy ergens op 'n plaas gaan jag en hy's vol modder. En nou kom jy so aangestap en jy sê ag nee, kyk hierdie ding wat ek moet ry. Hy gaan nog presies dieselfde ry. Inteendeel gaan die jappies beïndruk wees met jou. Maar ek sien jy het ergens gery, maar jy moet hom net was. Dis al waaroor dit gaan, jy moet hom net was. Julle sien die Here se karakter bly dieselfde. 8 vers wat ons al miljoen keer aangehaal het, maar ons sal nog meer as dit aanhaal. Jakobus 1:17. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo. Dit kom van die Vader van die hemelligte wat self, by wie daar, goed, self nie verander nie, sê ander vertaling. Hierdie wat ek hier het sê, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Met ander woorde, elke ding wat goed is en volmaak is, kom van die Here af. Maar dit belangrike punt, dit kom van hom af, wat self nooit verander nie. Hy's altyd dieselfde. Hy's altyd dieselfde. Hy staan nie op in die oggend en dan sê hy, vandag is ek kwaai. Prys die Here, hy doen nie. Hy gaan slaap nie in die aand en hoekom nie? Want hy sluimer nie in en hy slaap nie. Hoekom nie? Want hy is die beskermer van Israel. En ek en jy staan op daai puntjie van Paulus in Romeine 11 wat sê ons is ingeënt by Israel. Ons is die wille olyf by die makolyf ingeënt. So daarom, my beskermer slaap nie, hy sluimer nie in nie. Hy kan nie wakker word in 'n slegte moed nie. Hy's permanent konstant in 'n goeie by. Prys die Here. En dan gee hy nog 'n byreën vir die gelowige en die ongelowige. Julle sien die verwysing na ons Jahwe as die Vader van die hemelligte. En die feit dat sy lig nooit verminder of verswak of verander nie, het eintlik basies niks te doen met die son in die ander hemelliggame. In die maan skyn ook darm so bietjie, maar ek nog nooit iemand gehoor. Daar's ouens wat bietjie geplaas met die maan, maar jy kry nie maanbrand nie, né? Jy kry net sonbrand. So maar in elk geval, weet nie of julle dit agter gekom het nie, maar in elk geval, maar ek het ook nog nooit gaan lê intern in die aand nie, maar die punt, miskien moet ons dit probeer, is dalk baie goed vir ons serotoniem, maar in elk geval, maar die punt wat ons wil maak dit het amper niks daarmee te doen nie. Weet julle waarom julle doen? Is dat God is lig. Hy het lig met sy asem geskep. God het gesê met sy mond, met sy asem, laat daar lig wees. En hy, die skepper van lig, sy heerlikheid, sy glorie, die awesome teenwoordigheid van sy glorie, dit is die lig waarin ons konstant lewe. Ek en jy lewe konstant in sy absolute wonderbare glorieryke teenwoordigheid. Hy is by ons, of ons so voel of nie. Of ons vir ons 'n werklikheid voel of nie. Ek kom vanoggend en ek sê vir jou, dis 'n werklikheid. Dit is 'n absoluut, die grootste realiteit. Die grootste realiteit in die uitspansel is die teenwoordigheid van God. Dis die grootste realiteit wat ons mee te doen het. Julle sien, hy is die een wat alles gemaak en geskaap het. En hoekom het hy dit gedoen? Hy het dit met sy asem geskep, sodat ons sal almal asemhaal in sy teenwoordigheid. Hy is die bron van seëning vir hulle wat in hom leef, vir hom leef en op hom vertrou. Hy is absoluut die bron van seëning en sekuriteit vir ons. Psalm 84:12. Ja, 'n son en 'n skild is die Here. Hy is nie net die een wat lig gee en lewe gee nie. Die grootste probleem as die son nie meer sy liggie skyn nie, is nie die feit dat ons dan in goedjies gaan vasloop nie, maar al die plante en alles gaan doodgaan. Dit gaan nie lewe nie, want soveel as wat grond reën nodig het, gras en plante en alles reën nodig het hulle 'n sekere hoeveelheid hitte-eenhede nodig. Hulle het die son nodig. Die son moet skyn. Goed, as jy eens praat oor global warming nie.
Maar as gevolg van global warming, is die aarde nou groener. Iets soos 20% groener as voorheen. Ons praat van as 100 jaar terug. Maar in elk geval, dis 'n storie op sy eie. 'n Son en 'n skuld is die Here God. Genade en eer is wat die Here skenk. Hy hou wat goed is nie terug van hulle, en ja, dan uit Ou Testament, hy sê onberispelik leef nie. Onberispelik leef nie. Vers 13, Here heerser oor alle magte, gelukkig is mense wat op U vertrou. Hulle is gelukkig. Hulle is geseënd hierdie ouens, want hulle plaas hulle vertroue in U, nie in hulle self nie. Maar luister nou na hierdie vers, Matteus, die volgende paar verse. Matteus 5:45 sê, praat Jesus, en dan sê hy, sodat julle kinders van die Vader in die hemele kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat die reën oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers. Hy laat dit reën oor almal. Wetsverbrekers en gehoorsaames. Maar dit laat ons dadelik dink, Romeine 3 vers 1 tot 4 sê, God is getrou. Ekskuus, dis 'n opsomming. God is getrou tot sy beloftes aan Israel, selfs in Israel se ongeloof. Gaan kyk 'n bietjie, Romeine 3 vers 1 tot 4. Dit kom daarop neer, ten spyte daarvan dat Israel, onthou Paulus skryf dit nou, ekskuus dat ek nou net iets daaroor sê. Paulus skryf dit, en hy sê, hy's 'n rabbi wat tot bekering gekom het, 'n moordenaar van Christene. En hy word 'n Christen, en dan sê hy, maar ten spyte van my medebroers, dat hulle nie die Messias aanvaar nie. God is nog steeds vir hulle. Want onthou, God kan nie lieg nie, hy kan nie jok nie, as hy gesê het, ek seën jou, en hy gesê het, ek het 'n verbond met jou, dan het hy 'n verbond met jou, ten spyte van jou. Prys die Here, dis ons almal se redding. As hy gesê het, jy's 'n kind van my, dan is jy 'n kind van hom. Ek lees 'n grapie, ek sê maar as 'n grapie, ek bang Dian word bang, maar ek lees 'n ding van die man en sy ou wat sê vir sy vriend. Hy sê, ek en my vrou het besluit dat ons wil nie kinders hê nie. Hy sê maar julle het dan kinders. Hy sê ja, maar hulle word môre aangeneem. Hulle het hulle kinders weggegee. Dis nie snaaks nie, nee. Maar in elk geval, maar die manier waarop hulle dit vertel is baie snaaksig. Maar dit kom daarop neer dat hulle gaan hulle kinders gegee vir aanneming. God is nie so nie. As hy sê, jy's my kind, dan is jy sy kind. Ten spyte van jou. Ten spyte van wat ook al jou storie is. Samuel lag daarom, maar hy lag omdat die grappie nie gewerk het nie. Jy moet sien hoe hulle binne geskit seun. Almal van hulle het daar gesit, hulle het so geruk van opgewondenheid. Maar in 'n geval, so hy is getrou. Selfs Israel, selfs in hulle ongeloof, beskou die Here nog alles steeds deel van hom. En dan Romeine 11 vers 25 tot 29 sê, die roeping van Israel as volk van God is onherroepelik. Die feit dat God hulle sy volk gemaak het, Paulus sê dat hy vra die vraag, is die Here klaar met Israel? Dan sê hy beslis nie. Definitief nie. As hy Afrikaans is, het hy gesê, Stroos Nannies Kopela, nooit. Nee. Hy is nie klaar met hulle nie. Jy sien, sy genade is letterlik soos daai lied, genade onbeskryflik groot. Dit U aan my bewys. Sy genade is onbeskryflik groot. As hy 'n verbond met jou het, dan het hy daai verbond. Dan moet jy net bykom. Maar hy is nog steeds daar. Hy is nog steeds vir jou. 'n ander skokkende vers is Psalm 7 vers 20. En is regtig, dit is nie 'n vers wat ek vertaal het of wat ook al, dat ek het in missed in translation nie. Hoor wat sê hierdie vers? Want daar is geen mens, sê die prediker, op aarde wat regverdig is, wat aanhou goed doen en nie sondig nie. Hoor julle hoe nodig het ons die Here? Daar is geen mens wat regverdig is, wat nie sondig nie, maar wat aanhou goed doen. Elke mens het die Here nodig. Elke mens wat nog ooit gelewe het, nou lewe en ooit sal lewe, het God se genade nodig. Het nodig om te hoor dat ons God 'n God van genade is, liefdevol is, getrou is, dat hy altyd na jou met barmhartigheid kyk, dat hy jou altyd wil intrek en deel wil maak van hom.
En natuurlik kom dit dadelik by ons op Romeine 3:23. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle en die eer van God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstiglik op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Ten spyte daarvan dat dit ons ontbreek, dat die goedheid van God om bloot eenvoudig net vir brandskinders doen net regte ding. Nee, ten spyte daarvan dat dit aan ons ontbreek, skop hy ons nie uit en laat ons in die hoenderhok bly nie. Prys die Here, genade onbeskryflik groot. Daarom sê Paulus, hoe groot is hierdie genade? Paulus sê Handelinge 20 vers 24, hy sê ek heg geen waarde aan my eie lewe nie. Solank ek my lewenstaak en die bedieningsopdrag wat ek van die Here Jesus ontvang het, kan voltooi. Wat is hierdie lewenstaak? Wat is dit wat vir Paulus belangriker as sy eie lewe is? Om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God. Paulus sê, dis die belangrikste ding. Dis belangriker as my lewe. Belangrik is vir my om aan te gaan met hierdie lewe. En nie wegvlug van die Romeine en van wat Paulus het geweet, ergens gaan hulle hom doodmaak. So, maar die belangrikste vir hom is nie om so lank as moontlik weg te kruip nie. Nee, maar om uit sy eie plek uit te kom, en of waar ook al hy bly het, omdat hy nooit, mens lees nooit dat Paulus sy eie plek gehad het nie, maar in elk geval, dat hy uitgaan en dat hy mense vertel van die genade van God, die kragtige openbaring van die genade van God. Dit is hoe belangrik hierdie genade van God is. Dit is hoe kosbaar dit is eintlik wat ek wil sê. Want God is te alle tye goed. Hy is te alle tye betroubaar en hy is vrygewig. Hy's 'n Vader wat lewe met 'n oop hand. Selfs en veral as ons deur moeilike tye gaan, is dit belangrik om dit te onthou. Sy karakter verander nie. Dit wat Paulus hier sê is nie vandag verskillend nie. Dis presies dieselfde. Inteendeel, dis nog nodiger. Psalm 62 vers 2 sê, net by God vind ek rus. Van hom kom my verlossing. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal beslis nie wankel nie. Vind rus by God alleen my siel, vers 6, want op hom is my hoop gevestig. Miskien moet ek vir julle lees, in die Engels haal ek aan uit die Passion Translation. Hoor hoe mooi sê dit hierso. King David's Melody of Love's Celebration. Dis die opskrif. I stand silently to listen for the one I love. Ek het dit al voorheen vir julle gelees, maar ons kan dit 100 keer lees. I stand silently to listen to the one I love. Waiting as long as it takes for the Lord to rescue me. For God alone has become my Savior. He alone is my safe place. His wraparound presence always protects me, for He is my champion defender. There is no risk of failure with God. So why would I let worry paralyze me, even when troubles multiply around me? Hoor julle? Hierdie psalmdigter het iets gesnap daarvan, om te sê dat die Here is letterlik my alles. Hy's 'n genadige God, hy's lief vir my, hy's my beskermer. Hy's die een wat altyd vir my daar is. Julle sien, ons geloof en ons hoop, ons geloof en ons hoop is gevestig op die werklikheid van God se glorieryke teenwoordigheid in en by ons. Ons geloof, dit waarin ons glo, die hoop waarmee ons lewe, ten spyte van wat rondom ons gebeur, is daarin gevestig, dat ons weet, ek en jy lewe in die glorieryke teenwoordigheid van God. As jy nie sy glorie beleef nie, is die fout nie die God se fout nie. Dis nie die Here se fout nie. Hy is hier. Hy's 'n realiteit, hy's 'n werklikheid, hy's hier by my en jou. En ek en jy is by hom. Ons is by hom. En dit is wat sy woord aan ons getuig. Dit is wat sy woord getuig aan ons. Efesiërs 2. Ek wou Efesiërs 2 en iets in 3 maak, het toe nooit by 3 uitgekom, as al volgende Sondag by Efesiërs 3 uitkom. Efesiërs 2 sê, hy sê, julle was, ek maak dit net kort, want dit is nou 'n lang.
Hy sê, julle was dood deur die oortreding en sondes, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Met ander woorde, verbrand, julle is verlore, man. Né? Dis wat hy hier sê, Paulus. Hoor wat sê hoe som die Mirror Bible dit op. Hy sê, sien die prentjie. Waar het God ons gevind? Waar het hy ons gevind? Ons was in die doodstryk van 'n geestelik minderwaardige leefstyl, ver onder die waarde van God se wil vir ons. Dis 'n ander manier om daarna te kyk, hoor julle? Wat hy sê, waar's die mens eers gewees? Al daai gelowiges met wie hy praat, sê hy vir ons hier, toe voor jy Jesus leer ken het, was jy verlore, maar jy het dit verbrands verdien, man, want jy was in sonde, verstaan julle? Jou gedagtes was gerig op die wêreld en dinge rondom, in steede van op die Here. Jy het nog nie Kolossense 3:1 geken, wat sê dat hef jou oë op die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. So dit is wat hy sê, jy's verlore en jy hoort eintlik daar waar jy is. Die Mirror Bible sê, ons was in die doodstryk van 'n geestelik minderwaardige leefstyl, ver onder die waarde van God se wil vir ons. Maar God, vers 4 en 5, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy verlos. Sê vir die persoon langs jou, agter jou, sê vir Dirk daar agter, jy lewe. Sê die bietjie daarso vir Philip, jy lewe Philip. Jy lewe. Jy lewe. Hy het jou lewend gemaak. Hy het vir jou nuwe lewe gegee. Hoor hoe sê die Mirror Bible, ek het dit bietjie korter gemaak, hy kan baie praatjies maak, maar hoor hoe sê hy sê, niks van die ou ons kan ons aandag aflei van die uitspattige liefde van God nie. Hy het ons steeds lief met dieselfde intensiteit. Dit is soos hy dit nou beskryf, maar hy sê dit nou in Engels, met daai intensity, absolute oorvloedige intensiteit het hy lief vir ons. Genade het ons eens en vir altyd vrygemaak van leuns wat ons glo oor onsself. En genade definieer nou ons oorspronklike geldige identiteit. Met ander woorde, die feit dat jy, toe jy ongered was, en as jy nie die woord lees nie, dan gaan jy nie lees en snap en besef hoe lief is die Here vir jou nie. En jy gaan droog maak, soos ek ook soms droog maak. Maar wat gaan die verskil wees as jy dit doen en ek dit dan nou doen, né? Is omdat ek die woord lees, weet ek, hierdie is nie ek nie. En ek sê, wyk Satan, en die ou, jy gaan weer saam met hom. Kry jou ry. En jy alleen in my karrie, kry jou ry. Hoor julle, jy weet onmiddellik, dis nie ek nie. Want ek is 'n nuwe mens, ek's 'n ander mens. Soos ons hier sit, is ons nie dieselfde mense wat ons was voordat ons harte vir Jesus gegee het nie. Ons is nie dieselfde nie. Jesus, ek gaan dalk baie beter lyk, né? Soos toe ek nie die Here geken het nie, was ek jonk en so aan. Jy weet, ek sal dalk sê nee, ek dink miskien is daai ou beter. Maar ek sê nou vir julle, moenie laat die buite geraamtetjie jou kil nie. Ek was binne nie beter nie. Binne was ek nie beter nie. Daar was nie wurms in my nie, want hulle sou nie kans gesien het vir dit nie. Maar in elk geval. Nee, ons moet hoor, die genade het ons eens en vir altyd vrygemaak van leuns. Van die vyand wil, dit is hoekom mense maar net sê, ek is maar net 'n sondaar. As jy tevrede is om maar net 'n sondaar te wees, dan is dit jou probleem. Vragies, dan is daar geen salf van jou te smeer nie. Nee, jy is nie 'n sondaar nie. Jy's 'n kind van God. Jy's fisies in die realiteit van die teenwoordigheid van die Here. Dit is waar jy is. Ons gaan nou lees waar jy regtig is. Hoor vers 6. Hy sê ja, hy het ons, dis nou Efesiërs 2 vers 6 in die 2020 vertaling. Hy het ons in Christus Jesus saam opgewek. Ander woorde toe Jesus weet nie waar om te klap nie. Ek is bang ek plaas iets anders uit lyn uit, maar in elk geval, van balans af. Nee, hy het ons in Christus, toe Jesus gesterf het, aan die kruis, het ons saam met hom gesterf. Toe hy opgestaan het ons saam met hom opgestaan, ons gaan dit nou weer sê. Hy het ons in Christus saam opgewek en saam laat sit in die hemel.
sodat hy in die tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Prys die Here. Besef julle, ons is in 'n heeltemal ander situasie. As jy hierdie snap, kan jy nie sê ek is maar net 'n sondaar nie. Nee, dan kan jy na iemand toe gaan en jy kan vir hulle sê, weet jy wat, ek het dit en dit gedoen, bid saam met my. As jy dit nie tussen jou en die Here en jy voel, dis hoekom die woord sê jy kan bely, né? Jy moet gaan bely, maar jy moet ook nog nie 'n afgod maak van openbare belydenis nie. Want dan het jy op die ou end net 'n klomp openbare belydenisse en jou lewe verander partykeer nie. Nee, jy moet loop saam met iemand op pad, maar maak die belangrikste, loop 'n pad met die Here en bely soos wat dit gebeur. Wat ook al gebeur, so klein of so groot as wat dit maar kan wees. Want hoekom? Want jy is nie daai sondaar nie. Jy is nie 'n sondaar nie. Jy's nie bestem vir die hel nie. Jy sit klaar saam met Jesus in die hemel. Jy het 'n plek daar. Jy's verteenwoordig daar. Baie beter as wat jy in die parlement in Kaap verteenwoordig is. Jy is verteenwoordig daar. 200%. Vers 7 sê dan, met ander woorde, jy sit saam met Jesus, saam in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer. Ja, ek het dit gelees, maar ek lees dit weer. Van die alles oortreffende rykdom van sy genade, deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Vers 8, want uit genade is julle verlos, of uit genade is julle gered, sê party vertaling, deur geloof. En juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Dis met ander woorde 'n geskenk van die Here. Dis nie soos 'n geestelike gawe wat jy net verstaan jy wat almal nee, dis 'n gawe wat ons almal het. Dis 'n geskenk wat ons ontvang verniet, bloot deur te bely. Gewoonlik op hierdie aarde as jy erken en bely ek het dit en dit gedoen, dan sê hulle okay, jy's skuldig, dan gaan jy tronk toe. Maar hierdie belydenis maak jou vry. Daar's nie 'n tronk wat jou kan vashou geestelik nie. Ek verseker daar's deur die eeue heen was daar mense in tronke. Ek praat nou nie net van Paulus, ek praat sommer hier van ons tronke. Is daar ouens wat besluit het Jesus is nou my alles. En dan was daai ouens ek baie seker gelukkiger as honderde ander wat in wonderlike plekke sit en bly. Want hoekom? Want hy's vry. Hy snap en besef. Ek is 'n kind van God. My eintlike realiteit waar ek my moet bevind is in die hemel. Daarom is in my gees is ek reeds daar ook. Saam met Jesus verteenwoordig. Nie deur iemand vir wie ons woud nie. Maar iemand wat God aangestel het. Is ek verteenwoordig in die heerskappy, die koninkryk van die heelal. Is ek 'n vaste verteenwoordiging. Hoor jy, besef julle dit? Maar dit, en dit is so mooi vers 9, dit kom nie uit eie werke, sodat iemand op iets mag roem nie. Ons is immer sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei te doen, daarvolgens te leef. Ons moet vir mekaar sê, ons het letterlik, en ons weet dit, ons het dit al baie gesê, maar ek wil nie, jy moet dit snap. Soos wat ons partymal teleurgesteld het, want ons glo so maklik die leuns van die vyand. Ons word so maklik moedeloos. Ons word so maklik bang vir die toekoms. Ons hoor nuus, ware nuus. Het is moeilik om die waarheid te onderskei van die leuns. Maar die werklikheid is dat die wêreld is baie de mekaar, né? Maar ten spyte daarvan moet ek en jy hoor, letterlik hoor, dat ons het hoop, ons het 'n vaste hoop. Ons het niks bygedra tot ons redding nie, ons het dit verniet ontvang. Ons Here se meesterplan, die misterie van sy genade, naamlik die evangelie, is dat ons saam met Jesus ingesluit is. Ons is saam met hom ingesluit, in sy sterwe, in sy opstanding. Dit is die wondere daarvan. God openbaar ons in Christus. Wil jy moet hoor? Die Here kom sê vir my en jou, jy is in Christus. Jy's in hom. Hoeveel plekke sê dit nie vir ons nie? Jy's in Christus en Christus is in jou. Jesus sê dit in Johannes. Gaan lees Johannes 13 tot 17 keer, né? Sê ons dat. Want hoekom? Want Jesus sê ek is in jou en jy is in my. Hoor julle?
Jy's in hom, jy lewe in hom, jy lewe deur hom. God openbaar ons in Christus om te weet hoe ons nog altyd geken is. Dit is hoe hy ons nog altyd gesien het. Hy het nog altyd, soos wat jy hier sit, wil ek vir jou sê, die Here het jou nog altyd in Jesus gesien. Hy het gesien, dis die werklikheid vir jou. Yes, jy daag allerhande manewales uitgehaal op 'n stadium in jou lewe, nie ver van God af, soos die eerste deel van Efesiërs 1, 2 en 3 sê, ver van die Here af. Maar jy was letterlik uit karakter uit. Jy het jou eie movie gemaak, maar jy het die verkeerde rol gespeel. Verbrands. In die regte rol is jy saam met Jesus, jy's in hom en hy's in jou. Verbrands. Jy het nie geweet jy kan die rol van die Here speel nie. Jy kan. Dis die rol wat jy het. Hoor julle, hoe awesome is dit? Julle sien, God openbaar ons in Christus om te weet hoe ons nog altyd geken is. In 'n venster daarvan. Letterlik 'n venstertjie. Vanoggend het ek die vensters net so paar oopgemaak, net so bietjie. Julle weet almal hoekom, sodat die ysbere nie daarin klim nie, né? Want hy kom dalk maklik, weet hy spring dalk en dan kom hy met sy naels hier deur en dan haal ons die messe uit en so heel trek ons aandag af. 'n Venstertjie is oopgemaak, klein venstertjie, 800 jaar voor Jesus is hierdie venstertjie al oopgemaak deur hoe die Heilige Gees vir Hosea gesê het. En Hosea skryf in Hosea 6 vers 1 tot 3. Hy sê kom ons keer terug na die Here. Dis nou Hosea in die Bybel. Hy sê kom ons keer terug na die Here, want hy is die een wat ons verskeer het. Maar hoor my, bear with me. Hy is die een wat ons verskeer het, maar hy sal ons gesond maak. Hy het ons geslaan, maar hy sal ons wonde verbind. Wat sê hy? Dit klink asof hy sê, jy sal sê, maar dit is nie ons nie. Dit is wie doen dit? Wie word mens? Wie is die Almagtige wat mens word, sodat hy hierdie verskeuring en hierdie wonde op homself kan neem? Fippekenossies. Hoor julle, is so awesome. Hy sal ons, vers 2, na 2 dae lewend maak. Op die 3de dag sal hy ons laat opstaan, sodat ons voor hom kan lewe. Sodat ons voor hom kan lewe. Wie lewe voor jou? Wie stap voor jou? Klein kindertjies, jou kinders, hulle lewe voor jou. Hulle het voor jou groot geword. Die ou mense sê altyd, hy het voor my groot geword. Dan het die ouetjie net 'n paar keer gesien, maar in elk geval, maar jou kinders, so lewe ons voor hom. As kinders van God, hoekom? Want Jesus het die verskeuring, Jesus het die wonde vir ons, vir my en jou gevat. En na 3de dag het hy opgestaan in die dood, vers 3. Laat ons hom ken. Laat ons daarna streef om die Here te ken. Wat sê hy? Hy sê laat ons. Johannes 17 vers 3. En ek weet Hosea het nie Johannes 17:3 geken nie, maar die Heilige Gees het. Waar Jesus sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Hy praat met Vader, dat hulle U ken en hom wat deur U gestuur is, Jesus Christus. In 1 Korintiërs 1:30, deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het wat van God kom, regverdiging, sowel as heiliging en bevryding. God het ons nog, ek wil hê jy moet hoor vanoggend, God het ons nog van altyd af. En as jy dit nie verstaan nie, gaan lees weer Efesiërs 1 vers 4. Skryf, maak 'n note ergens. Kan ek vir iemand 'n pen gooi? Maar in 'n geval, Efesiërs 1 vers 4, hy het voor die skaap aarde geskep het, voordat hy hierdie skepping gemaak het hy my en jou al in gedagte gehad. God het ons nog altyd, en hy het my en jou nie net in gedagte gehad, as iemand, hy het nie net 'n Petrus gesien daar, en hy moes nou eers verby ander Petrus kyk, en dis die moeilikheid, maar toe hy by my kom uiteindelik, toe sien hy 'n ou wat wragtig uit my genade nodig. Hy het my en Petrus die apostel, en al die Petrusse, het hy in Christus gesien. Hoor jy, hy het ons toe al in Christus gesien. Daar het hy ons in Jesus gesien. Hy het ons in Christus gesien, met hom in sy dood, met hom in sy opstanding. En dan kan ons onsself afvra, hoeveel tyd het ons nie al in ons lewens gemors? Amper soos, dink vir 'n oomblik, 'n tempel in Jerusalem. En ons is soos daai ouens wat eers, hulle kom in die tempelterrein aan, en dan gaan hulle eers na waar hulle die offer doen, die brandoffer, altaar.
Want ons het al hierdie onsaglike sondes en staf wat ons moet bely en hierdie arme goede moet gebraai word vir ons. Ons kan nie saam eet meer afval. En dan in die priesters eet die vleis. Maar en dan gaan ons na die koper waskom toe en ons was ons hande tot op die been. Want ons het al hierdie sondes, al hierdie goed wat weggewas moet word. En dan sal jy vir my sê, maar hier sê ek dink ek is nog erger. Ek en Leon het al bietjie sondes gedeel. Ek is erger. Ons het nie gedeel nie. Ek bedoel ons het al vir mekaar vertel hoe erg dit was. Nou Leon, skus. Ek is erger, want jy sal vir my sê ek is eerder in Jesus se tyd in die tempel. Ek is een van daai ouens wat die duiwe en die ander goed in die tempelterrein verkoop het en ek het 'n rowersnes gemaak van die aanbiddingsplek van God. En dit is nog 'n dag nog so. Vandag kom sê hy vir jou, hier is die tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 3:16, 6:19, 2 Korintiërs 6:16. Hier is die tempel, die Naos Hagion van die Heilige Gees. En ek maak dit 'n rowersnes. En die vyand kom herinner ek nog 'n breek daai dingetjie af. Ou was, klink was daar in die hoek, jy weet. Maar ek maak hierdie rowersnes, hierdie plek wat 'n aanbiddingsplek van die Gees van God is. Hier waar Jesus in my is, ek en hom, maar hier is hy in my. En hy sê maar ek het 'n rowersnes gemaak. Ek hoort nie eens in die tempel nie. Ek moet 'n bietjie met die sweep bygekom word. Nee, prys die Here. Jesus het die sweep, hy het dit op hom gevat. Hy het die kla op hom gevat. Hy het dit op hom gevat. Sodat ek en jy kan sê die misterie van die genade van ons God se passievolle liefde vir my en jou is klaar deur Christus gedoen. Jy word 100% word ek en jy verteenwoordig deur Christus Jesus, die Seun van God, is my verteenwoordiger. Christus Jesus, die Seun van God, is my scapegoat met hoofletters. Christus Jesus, die Here, die Seun van God, is die een wat vir my instaan tot in ewigheid toe. En oor 'n miljoen jaar gaan ek en Dirk en klomp van ons en ons gaan en ons maak 'n foto's vat vir Tesna saam en dan maak ons droog daar ver op 'n planeet. Dan beroep ons net op Jesus. Dan sê Tesna, moenie worry. Ons gaan ons op Jesus beroep. Hoor julle, hy sal altyd vir ons instaan. Hy sal altyd daar vir ons wees. Ons sal altyd in hom wees en hy in ons. Dit gaan nooit eindig nie. In die nuwe Jerusalem, hoekom is die hemel? Want God is daar. Maar ek wil jou nou sê vanoggend, God is hier. Die realiteit is, die Here is nou hier by my en jou. Nou hier by ons. En ek wil tog hier, net soos ons hier sit. Niemand om op te staan of om die kerk te hardloop nie. Ek wil net hê jy moet net so sit en dink net vir 'n oomblik. Ek wil jy moet dink vir 'n oomblik. Sien jouself in Christus. Probeer jouself plaas. Probeer vir jouself sê ek is in Christus. Met ander woorde, ek sit letterlik in die regter. Hy verteenwoordig my. Hy's aan die regterhand van die Vader waar Paulus sê dat hy vir my intree dag en nag konstant. Ek sit daar. Ek is daar. En hier waar ek nou is Jesus Christus binne in my. Sien jouself in Christus en Christus in jou. Sien dit, besef dit is die werklikheid. Die grootste realiteit in my en jou lewe moet ons nou vanoggend vir eens en altyd erken en hoor. Jesus is in my. Hy verlaat my nooit nie. Hy wip hom nie en loop wanneer ek droog maak nie. Nee, hy wil net vir my terugtrek. Hy wil my toemaak met sy liefde en met sy genade. Met sy absolute tender love. Wil hy vir my en jou sê, ek is lief vir jou. Ek is saam met jou. Ek is absoluut 100% vir jou. Ek is nie net aan jou kant nie. Ek is rondom jou, ek behoor jou. Ek weet ons 'n ander betekenis, né? Maar ek is oral. Ek is alkant aan jou kant. Ek is met jou. Jy is in my en ek is in jou. Snap vir 'n oomblik. Nooit gaan jy weer uit jou huis in jou huis wakker word, was aantrek en hopelik skeer jy meer as ek slip baie keer en dan lyk dit verskriklik. Maar skeer aantrek, werk toe ry
en daar 'n probleem ontdek, en dan skielik sal jy dink aan hom. Nee. Ek verklaar hier nou in Jesus se naam, en is met groot geloof wat ek dit verklaar. Ek verklaar, jy sal dink aan hom, van jou opstaan, deur jou dag tot jou gaan lê vanaand. Jy sien wakker word in die nag, of dit nou die jokkie is, en of dit jou blaas is, as jy wakker word, sal jy met die Here praat. As die vyand kom en hy herinner jou aan probleme en dramas in jou lewe, dan sal jy met hom praat, met Jesus praat. Jy sal sê, dankie Heilige Gees. Dankie Here dat hierdie probleem is nie my probleem nie. Hierdie probleem kom vat ek nou en ek gee dit vir U. Ek bring my laste en ek plaas dit voor U, Here. Ek bring hierdie bekommernis vir my en ek werk dit voor U neer, Here. En onmiddellik sê ek vir die brandpyn op my maag, baai, gaan. In Jesus se naam. Dankie Here. Dankie Jesus. Ek wil jy moet fisies dink. Dink nou elke dag vorentoe. Hoe lyk jou lewe elke dag van nou af? Hoe gaan ek met my eie onsekerhede en my vrese hanteer? Ek gaan hulle dadelik na Jesus toe vat. Ek gaan hulle ontbloot. En ek gaan nie net sê dit gaan slegter met ander ouens, want dit gaan met baie ander ouens slegter. Maar party van die ouens met wie jy dink dit slegter gaan is met jou, dit gaan met hom beter. Want al het hy minder geld, hy dalk nie eens 'n kar nie, hy het niks nie, maar hy het vir Jesus. So kom saam met hom in lyn. En vat vir Jesus en sê, Here, U is my alles. Hoe behandel ek met Jesus in my en ek en hom, my familie? Met liefde. Met die liefde van die Here. Met die liefde van die Here. Hoe behandel ek my familie? Hoe behandel ek mense by die werk? Elke mens moet wie ek dit doen kry. Elke mens. Met die vaste wete dat Christus is in my. Soos wat ons nou gesê het, hy is my perfekte, volmaakte verteenwoordiger. Ag, prys die Here, hy sit in die regterhand van die Vader. Want ek en jy sal nie lekker inpas nou nie. Maar ons is daar, maar ons is saam met hom. Ons is saam met hom. En so gaan dit tot in ewigheid wees. Ons is saam met hom. En ons sê dankie Here. Maar besef dan terselfdertyd, waar jy by jou werk is, waar jy by jou gesin is, waar ook al jy is, as jy op jou eie is hy saam met jou. En daarom moet jy enige situasie saam met hom hanteer. Al doen jy, al is jy besig, al vang jy jouself, ek is klaar besig om droog te maak. Sê vir jouself, ek gaan nie verbitterd wees teenoor jou nie. Ek gaan net sê, dankie Jesus vir die genade. Dankie Jesus dat U die realiteit is van my lewe. Dat hierdie sonde wat ek nou aan dink of wat ek nou doen, hierdie sonde is nie my realiteit nie. Daarom kan ek van een kant toe skuif. My realiteit is U teenwoordigheid. Liefdevolle, passievolle liefde is my realiteit. Dankie Jesus. Dankie Here dat ons U woord kan lees, kan oopmaak en die waarheid kan lees. Die waarheid wat skryn dit klink amper onmoontlik as ons om ons kyk in die wêreld om ons. En soms na ons eie lewens, maar Here, die waarheid is altyd die waarheid. En ons sê vir elke leuen gaan in die naam van Jesus. Elke leuen in ons gedagtes, elke leuen in ons lewens, ons sê gaan in Jesus naam. Elke mens teen wie ons issues het, ons sê ek vergewe jou in die naam van Jesus. Verklaar Here, ons sal lief wees vir elke mens op ons pad. Sal ons lief wees. In die naam van Jesus. Dankie Here. Efesiërs 2 vers 10 wil ek tog net mee afsluit in die Passion Translation. We have become His poetry. We have become His poetry. Ek het nou nie beplan om dit nou te vertel nie, maar ou C.S. Lewis was nou hierdie akademikus en so aan, en hy het nooit tot troue gekom, lyk my nie. En toe later, nie baie lank voor hy seker 10 jaar, 15 jaar voor hy dood is, het hy trou toe met 'n vrou.
Sy was 'n Jood gewees, maar 'n ongelowige Jood in Amerika gebly het, wat 'n totale kommunis was. Sy was van hierdie happy liberales van vandag, hierdie totale kommunis, en sy het nie in God geglo nie. En ek weet nie waar het hulle ontmoet nie, en sy het 'n hart vir die Here gegee, en sy het onder andere, sy was 'n skryfster, was haar mynwerk, klomp boeke geskryf. En pragtige vrou, en toe skryf sy 'n hele bundel gedigte vir C.S. Lewis, oor haar liefde vir hom, jy weet. En het wys jy net, hoekom kon sy dieselfde mens wat sy was, is onmoontlik om haar in te kyk, en waar sy toe was. Hoor julle, hoe die Here haar verander het, maar tog die storie eindig nie baie mooi nie, maar die punt is net, sy kon poetry skryf oor iemand vir wie sy lief is. Die Passion Translation sê, we have become his poetry. God het alles gemaak. Hy het al die mooi goed, die wonderlike goed gemaak, die kosbare goed gemaak. Ek sien 'n ding op Instagram waar in Los Angeles ergens, ek dink Los Angeles, kom maar net nie ver van die stad af nie, en die polisie patrollie gery, en toe volgende kom daar 'n massive beer. Kom hy so uit 'n bos uit ding uit. Hy kom so uitgestap en hy stop en hy draai om. Is daar 'n jakkals wat agter hom aanloop. Jy weet, hulle noem dit iets anders, maar in 'n geval, maar hulle weet net nie dis 'n jakkals, maar in 'n geval. Maar hierdie jakkals, ek wil sê hy loop agter, want hy weet hierdie ou gaan iets vang. Verstaan julle? Of hy gaan al grou hy nou net in 'n asblik. Daar gaan versnapperingkies om hom wees, jy weet. En nou volg hy hom so. Nou moet jy sien hy weer hierdie ou wat hom volg. Ek mens nie lekker om so 'n ouetjie te hê wat hier agter jou aanloop, jy weet, hy wag vir jou scraps. En maar net daai uitdrukking, ek sê nou vir julle, ons lewe baie keer asof ons daai jakkals is wat agter die beer aanloop. En ons is bereid om die scraps te vat. Nee, jy is in die beer. En die beer is in jou. Jy is in oorwinning. Ek wil sê, jy kan nie Jesus met 'n beer vergelyk nie. Jy kan hom met enigiets vergelyk. Ek sê nou vir julle, jy en ek en jy is in Jesus. Ons is in die oorwinnaar. Ons is in die koning van die konings. As hy weer gaan kom, is hy op 'n wit perd. En dan kom sy tong is letterlik soos 'n swaard. Hy is almagtig. En hy verpletter. Hy's nie meer 'n baba in 'n krib nie, lees hy altyd. Nee, Jesus is magtig. Alle heerskappy in die hemel en op die aarde is aan hom reeds aan hom gegee. Amen. En ek en jy, sê die woord, is in hom en hy is in ons. Ons is nie 'n ou wat kalm is en rustig is en nooit vir iemand kwaad word nie. Ons is in iemand wat honderde en duisende kan doodmaak as hy nou wil. Wettiglik, geregtiglik. Hoor julle, ons is in hom. Ons is nie walkovers nie. Ons is kinders van die koning. En ons is broers, susters van die koning. Hy noem ons soveel name en ons is in hom. Ons is sy poetry. We have become his poetry. A recreated people. Ons is herskep, né? 'n nuwe skepping. A recreated people that will fulfill the destiny he has given each of us. For we are joined to Jesus, the anointed one. Ek sê vir julle, elkeen van ons gaan die destiny wat hy vir ons het, vir elkeen van ons het, ons gaan daai destiny fulfill. Ek verklaar dit in Jesus se naam. Ek verklaar dit, want hy het ons verenig, God het ons verenig met Jesus die gesalfde. Vader, ons vat dit in Jesus se naam. Ons is verenig met die gesalfde, met die Messias, met die koning van die konings. En dit is hoe ons van nou af lewe. In Christus en Christus in ons. 'n werklikheid, 'n realiteit in elke sekond van ons lewens. Dankie Jesus. Dankie Here, prys U naam. Dankie Here dat ek Shalom kan verklaar oor elke een van ons. U absolute vrede, U heelheid, U gesondheid, U voorsiening. Dankie Here, U seënende hand is oor ons. In die naam van Jesus, dankie Vader. Ons loof U
vir hierdie eerste dag van die week. Ons prys U vir die week wat voorlê, waarin ons saam met U gaan lewe. Dankie, Here. Amen. Prys die Here. Prys die Here.